Goeiemôre, welkom terug hier op Aktuele Sake. Elke woensdagoggend, amper sê ek donderdag, woensdagoggend om 11 saam met my Marius Bam en natuurlik Mike Bolhuis. Goeiemôre Mike, dankie weer eens vir jou tyd wat jy ons afstaan. Ons gaan al amper vir 'n jaar met hierdie program saam met jou. Dankie man, dankie vir die geleentheid. Goed, vanoggend wil jy 'n bietjie gesels oor social media platforms, die veiligheid daarby verbonde en so ook weet as kinders betrokke is op social media, sien jy dat Australië nou hierdie verbanning gesit het op kinders tot op 'n sekere ouderdom wat nie kan social media hê nie. Wat ek my oë is, dis vir my 'n fantastiese ding. Ek wens hulle wil dit hierdie kan by ons doen. En natuurlik dan so 'n bietjie vakansiewenke, veiligheidswenke van as jy jou huis verlaat en daar waar jy is met vakansie. Ja, nee, kyk, ek wil vir julle verseker dat dit wat Australië inbring is die beste ding wat die wêreld kan volg. Daar is nie enige ander oplossing nie. Nou in sigself is dit nie maklik deurvoerbaar nie. En julle weet al nou teen hierdie tyd enigiets wat jy in die verlede verban het, gaan 'n swart mark ontwikkel. Kyk maar na drank, of kyk maar na enigiets waar daar streng reëls en regulasies ingebring word, of iets verbied word, of verander word, dan gaan mense maniere kry om dit, jy weet, nog steeds op hulle manier te doen. So die verslawing, die grootste, kom ons sê, digitale en elektroniese verslawing in die wêreld is maar die devices wat ons in ons hande het. En ek wil dit net eers weer identifiseer. Dit is tog logies jy het 'n selfoon nodig vandag. Selfs skoolkinders het eintlik selfone nodig, of 'n laptop of 'n tablet of 'n rekenaar om skoolwerk te kan doen. So om dit al klaar op 'n manier te verstel, en dit is moontlik dat hulle dit net uitsluitlik kan gebruik vir kommunikasie tussen ouers, en dat hulle dit gebruik vir skooldoeleindes, en vir die goeie gaan daar klaar bietjie triekie wees, en sal bietjie die ouers sal bietjie moet gaan navorsing doen om dit deur te voer. Maar dit gaan nodig wees in die toekoms, gaan al hoe meer rely op digitale en elektroniese equipment, toestelle, om geleerdheid te bevorder. So dit moet in ag geneem word. Maar hierdie is 'n proses wat begin is en wat deurgevoer moet word, en gaan net omdat dit ingebring word, en Australië is 'n baie sterk land met baie streng reëls en regulasies, en hulle kan dit deurvoer, gaan alreeds 'n groot verskil teweegbring. En die tweede ding wat 'n dilemma gaan wees, is die uitvoering van as iemand nou sy gat daarin afvee en besluit hy maak 'n breek en doen en gaan aan soos wat hy wil. En jy kry ouers en kinders wat eenvoudig 'n attitude het. Ek het al baie keer met ouers te doen gehad wat net eenvoudig nie omgee as hulle kinders nou maar bietjie vroeër drink, en selfs by verkeerde goed betrokke raak, en met girls en so voorts, en dan ook met hierdie devices en goed. Ek weet nie, dit is asof die penny nie by hulle drop hoe gevaarlik dit is nie, maar jy kry dit. Dit is 'n vorm van losbandigheid amper, in alle gevalle, emosioneel, geestelik, materieel en fisies. So hopelik gaan ons het 'n projek uitgestuur wat ons aanbeveel julle lees, dat dit 'n groot verskil gaan maak oral in wêreldwyd, en dat ander lande dit sal volg. Ons beveel dit natuurlik ten sterkste aan dat die kinders glad nie betrokke is by sosiale media nie. Geensins. Ons het nie 'n probleem as daar kommunikasie is, behoorlike kommunikasie, soos ons al hoeveel keer al bespreek het, goeie kommunikasie tussen ouers en kinders en families en vriende nie, maar ek meen
Die verslawing in sosiale media en games en alles wat daarmee gepaard gaan is astronomies. En dan soos ons voorheen ook al deeglik geïdentifiseer het, is die nommer 1 sport onder groot mense en kinders is maar die skinder en kakpraat op sosiale media en dan cyberbullying en al die ander goed wat selfs mense lei tot selfmoord. En dan jy moet onthou, alle kommunikasies onder mekaar het 'n invloed op mense. En die invloed op mense is hoe die persoon kan uitdraai as daai persoon dit opneem en dat dit daai persoon affekteer. Ons het dit al baie keer gesien hoe kinders wat gecyberboelie word en selfs vroumense wat werk by 'n plek, groot mense wat beïnvloed word deur wat hulle lees en waarby hulle betrokke raak. En niemand kan vir my sê, Mike, maar wat nou? Dit is feitelik. Lees al ons projekte, lees die sweetheart scams. Waar ou tannies wat hulle mans verloor het, wat eensaam is, eenvoudig verlei word. En dan gee hulle algehele pensioengelde. En ek het julle laas keer gesê, die grootste een wat ons mee te doen gehad het, was ek dink 22.700.000 rand. En dit was in 5 maande. En baie ou mense, ek meen ek het gister 'n groot saak gekry van 'n super gekwalifiseerde ex-polisieman wat geval het vir so iets. Dit is nie enige ou wat dit noodwendig kan vryspring nie. Dit wat na jou toe kom, kan jou beïnvloed al is jy hoe gekwalifiseerd. En dis 'n groot probleem. En dan praat ek nie eers van sextortion nie, die wat betrokke raak met oor en weer kaalgat foto's vir mekaar stuur. En dating sites, weer vermoere, maar aanhoudend. Hierdie goed wat ek sê, as ek so nou en dan iets noem, is goed wat aanhoudend gebeur. As ek sê weer vermoere, meen ek aanhoudende goed soos dit. Waar iemand op 'n dating site net 'n chat gehad het, en dit was 'n bietjie van 'n steamy chat, en die persoon het daarna gedreig en gesê, luister, en is 'n bekende ou, is 'n sanger in ons land, en het 'n bekende ouer, en nou wil daai fokkers die gesprek op sosiale media plaas. Verstaan julle? So sosiale media is 'n moerse probleem. En dit is goed dat die wet inkom dat die jonger mense wat eintlik meer weet as die ouer mense. Ek meen hierdie ban moet eintlik inkom vir ouer mense. Maar die jonger mense ken fone soos die palm van hulle hand. Hulle is net nie miskien so opgewasse om te deel met die consequences nie. En hulle word gesien as minderjarig. En dan moet jy, dit is in my opinie is 'n absolute vereiste. Dit is in my oë 'n absolute wet dat jy moet na jong mense en kinders kyk. En die ouderdomme is altyd skuifbaar en raak altyd laer. Jy weet, ek meen nowadays as 'n meisietjie wegloop en sy's 12, 14 jaar oud, ten volle al ontwikkel, is al 'n vrou met 'n ou van 30. Weet julle hoe sukkel ons om sake te registreer? Jy weet, ons bring allerhande goed in, soos grooming en. Maar daai meisietjie staan vas. Nee, sy het dit uitgeloop, want daar's dit en dat in die huis, en sy's weg met hierdie, en hy gee vir hom en hy's lief vir haar. En meeste van die tye moet ons maar net die kind in 'n forcerende manier verwyder, isoleer, rehabiliteer en terugsit by 'n beter familie. Maar dit is verskriklike moeilike sake hierdie. En om hierdie sake geregistreer te kry. Want die meisietjie het uit haar eie uitgeloop. En ek sien joune sê muted. So ek weet nie of myne muted is of joune nie. Nee, myne is muted, so jy's nog op die lig. Nee, daar's hy. So jy weet, as 'n ou nou kyk na al hierdie goed wat aangaan op sosiale media, dan wil ou amper sê dat dit is so nadelig, ou moet dit in totaliteit die ouens wat dit bied
verban, maar dit gaan nie gebeur nie, want onthou wat die gelde wat hierdie ouens maak, die gelde wat Facebook, Twitter, X, en al hierdie platforms wat daar is, maak, die games, jy weet, ek wil nie eens praat oor die verslawing van games, die verslawing van al hierdie duisende communication podcasts, daar is soveel stront wat daar is, wat soveel mense verlei en betrek, en soveel mense soveel geld kos. So deesdae as ons armes help en hy het 'n selfoon, dan vra ons vir hom, jy weet, is jy op platforms en, want as jy, eerstens as 'n ou vang wat rook, gee ons nie vir hom geld nie. Maar ons vra deesdae ook vir die ouens waarmee is hulle betrokke op hulle fone, en dan kyk ons. En dan is dit skokkend as jy sien hoeveel mense betaal, hoeveel goed op hulle fone waarby hulle betrokke is. So ja, die 16 het Australië dit geroep, en hulle gaan dit moet deurvoer, en hopelik gaan hulle volle samewerkings kry van die meeste ouers, en skole en instansies, en hulle gaan platforms ook verantwoordelik hou. So, jy kan nie meer by enige van die platforms registreer of betrokke raak, as jy 16 is en onder. En dit gaan so wees in Australië. So as jy by iets wil betrokke raak, dan moet jy jou volle details gee, en as jy 15 is, dan moet hulle jou weier, en dit moet deurgevoer word deur al die platforms. En dit gaan nie 'n maklike ding wees nie, want hulle verloor baie geld. Onthou, onder 6de, dis baie, hoeveel kinders, vir almal wat nou luister, ek meen, hoeveel kinders ken julle wat van watter ouderdomme tot 16 is op alle sosiale platforms wat daar is, en verskeie. Ek meen, dit is geld wat hulle verloor, dit is miljoene. So, maar die platforms gaan verantwoordelik gehou word, en dis nou wet, né? Dit is by hulle 'n landswet. So dit is nie sommer net 'n hier jy ding nie. En daai wet override enige voorsiener, enige supplier se eie reëls en protokol. In ander woorde, hulle moet daarby bly by daai wet. You cannot supply or service or gee enigiets vir enigiemand 16 en jonger nie. En as jy doen, dan gaan jy aangespreek word en verskriklik beboet word. En daai ouens word nie beboet deur $10 of $20 nie, dis miljoene dollars. So hulle gaan dit baie, baie ernstig moet opneem, en het seker en sal, en gaan dit moet toepas. Maar wat vir my baie keer skokkend is dat hierdie verskriklike instansies nie in ag neem wat se skade dit aan kinders en mense veroorsaak nie. Ek is seker die einste ouens wat die hoofde en bestuurders is, en ouens wat werk vir WhatsApp en al hierdie ander groepe, en wat die games doen, alles wat ons nou van gepraat, ek seker ouens daarin het selfs hulle hande vol met hulle eie kinders, en weet van ander families en vriende se kinders, wat se verskriklike verslawing dit is. Jy weet, ons het onlangs 'n geval gehad van 'n laaitie wat geheel en al, totaal geheel en al, so verslaaf was dat hy homself totaal geheel en isoleer. En al wat hy gedoen het wat hy wel gedoen het, is om net te sorg dat hy goed genoeg doen op skool, sodat hy nie aandag trek op die dreigemente wat die ouers heeltyd op hom geplaas het, van hulle gaan al sy goed wegvat. Maar op 'n stadium het dit so erg geraak dat die leuns en wanvoorstellings en bedriegery van die kind, jong laaitie 15, so erg geraak het dat ons hulp ingeroep was. En ons moes dit aanspreek in die ergste manier, want die leuns was van so aard dat het amper krimineel was. Wel, dit was krimineel. Dit is totale algehele wanvoorstelling en bedrieglikheid en manipulasie van die ouers. En jy weet, en dan as die penny nou eventueel drop, want jy weet, baie keer dan maak ouers die stelling, ag, is maar net 'n stadium. Dis 'n kakstelling daai, is 'n onwaarstelling, en jy moet dit nie sê nie. Daar is nie net, ag, is maar net 'n stadium nie. Net die feit dat jy sê, ag, is maar net 'n stadium, wys dat daar is moeilikheid.
dit moet nie daar wees nie, dan gaan jy mos nie die stadium, as jy dit dan nou so noem, mos bevorder of nalat nie, jy moet dit aanspreek. It's never to happen. Maar anyway, dit is goed gedraai. Ons kry baie sulke sake, en baie erger as die een. Maar die verslawing is baie erg en die kind isoleer homself geheel en al, het geen vriendekring nie, wil met niks anders en niemand betrokke wees nie. Wel, miskien net met die ouers, maar dan praat ek van fleeting moments, soos 'n koffie hier en gou hallo en dan woep terug in die kamer, totaal geïsoleer. En jy kry daai kind nie uit die kamer uit nie. As jy hom roep, dan sê hy vir die ouers, hoorie, nee, hy's net gou besig, hy moet net hierdie ding gou klaarmaak, anders te verloor hy dit, die, daai en die ander. En dis 'n geliegerheid, soos ek gesê het, wat die ergste is. En ons sien dit hoeveel keer. En nou spreek dit aan en jy leer die ouers en jy leer die kind en dan vat jy die goed weg. Alles, phone, the works, enigiets wat 'n pil sit of enigiets wat 'n device is, vat jy weg. Nou as die kind sy samewerking gee en geleer en geskool word, dan werk dit. Maar dis 'n moerse job, dit vat 'n moerse effort en dit vat ten minste 2-3 weke, soos dwelms, vir daai kind om dan te verander. En dan is daar 'n verandering in daai kind wat ek vir julle sê, you just can't believe it. Respek is terug, ander goed word gedoen en as beplanning vir wat daagliks gedoen word, kind oefen en ek kan aangaan. Maar hierdie suksesverhale is nie baie nie, want die meeste mense ongelukkig verdra maar die kinders en sit dit deur. Maar die verslawing is, jy weet, ons kan ure daaroor praat, weet julle nou al almal teen die tyd, want julle almal sien dit, julle almal beleef het dit beleef en beleef het miskien nog steeds en identifiseer dit daagliks. Maar groot mense ook. Daar's groot mense wat net eenvoudig nie sonder 'n betrokkenheid van sosiale media platforms kan klaarkom nie. En dit kan partykeer hulle werk beïnvloed, hulle konsentrasie, hulle gesondheid en die beïnvloeding daarvan in hulle lewens kan hulle heeltemal terughou en nalat. Want wat is die golden rule? The solution to anything bad or holding you back is not doing nothing. It's doing the correct things and doing things that brings you up and out and more. So mense besef dit nie altyd nie, maar jy kan jou tyd mors. En dis 'n maklike ding om te sê jy mors jou tyd. Maar besef ons werklik wat dit meen. Want tyd mors beteken jy laat na om jouself te bevorder. So, hoeveel mense ken julle almal nou wat saam luister? Van mense wat regtig moeite doen om hulle self aanhoudend jy weet, beter in alles te maak waarby hulle betrokke is en meer. Baie mense is maar tevrede met net wat hulle het. En dit so gewoond geraak om soveel tyd te mors op die foon met allerhande, soos ek al reeds genoem het, skinder en kakpraat en stupid en onnozele goed. Ek praat nie van as ou so nou en dan 'n grappie plaas en so nou en dan dit en die en daar. Is niks meer fout om normale kommunikasies te hê, wat ons in baie WhatsApp groepe sien, maar dit kan baie vinnig spiral na iets baie erger en meer en skadelik. Want mense kan baie gou persoonlik raak en kliks vorm en mense baie lelik beïnvloed. En dit is die norm ongelukkig. So direkte kommunikasie, fisies mekaar sien het maar heeltemal weggeval. En mense baie keer omdat daar afstand is, dan sê goed wat hulle nie moet sê nie en wat baie skadelik is en mense kan baie seer maak en beïnvloed. En baie van jou tyd mors om terug te kom na die tyd. Jy moenie jou tyd mors nie. Jy moet jou tyd goed en korrek spandeer. En jy moet moeite doen en jy moet dinge anders doen as digitaal en elektronies. Nou ja, ongelukkig baie mense se werke, dit is nou maar so en dit wat hulle daagliks doen hang van die foon af. Maar jy kan dit nog steeds baie verantwoordelik en professioneel bestuur en hanteer en dis wat gedoen moet word. Ek hoef dit nie in te kleer nie. Jy wat luister en ons wat hieroor praat, weet presies wat dit is en wat dit beteken wat ons moet doen. En natuurlik, ons verhoudings met die Here is die bepalende faktor.
As jou verhouding met die Here reg is, sal jou kommunikasie reg wees. En ek het nou die dag 'n stelling gemaak. En dit is 'n baie waar stelling. If we have perfect communication amongst ourselves, we will not sin and we'll all go to heaven. Dink mooi daaraan. Dan wil ek gou-gou 'n bietjie praat oor die onderwerp van die vakansie wat voorlê en waarmee meeste mense al betrokke is. Een van die eerste dinge wat ek wil noem is, jy moenie die son onderskat nie. Marius, ek wil net 100% seker maak, ek praat op soveel radio's, ons het nog nie hier gepraat oor vakansiewenke nie, né? Nee, nog nie. Alright, so die eerste ding wat ek vir julle almal wil sê is, moenie die son onderskat nie. Selfs die weerbureau het gewaarsku en gesê die son is anders, hy's lelik, hy's gevaarlik, hy het 'n baie hoë UV range. So as jy net jou gesiggie uitsteek, mense smeer en sprei jouself. Smeer jou hele lyf, hoor nou wat ek vir jou sê. Ek het 'n persoonlike geval gehad hier by my, waar my laatlammetjie, seun, van Affies het, hy het nou die dag, toe ons hier aangekom het, ek is by my kantore in Plet, toe het hy gedag, hy gaan net gou vir so 20 minute swem, hulle was hier onder, en toe hy terugkom, toe kan ek sien, hier kom die kalkoen, hoor, hy's rooi. Die dag daarna was hy nog rooier, en toe was hy was seer. Ek praat van seer dat ons het gesukkel met hom. Ek moes hom behoorlik medikeer, Voltaren smeer, chamomile, klomp pille injaag, anti-inflammatories. Hy het regtig vir 2-3 dae verskriklik gesuffer. En natuurlik, dan begin daar juk, né? En dit was vir hom, hy sê vir my, dit was vir hom, dit was sy ergste belewenis nog. Hy kan dit nie glo nie. En hy het die wêreld se respek nou vir sy vel en die son en al daai tipe van goed ontwikkel, en hy doen nou die roompies en alles wat hy moet doen, en hy is nou versigtig daarbuiten. Maar ek wil vir julle waarsku, die son is uiters gevaarlik nou. Julle moet julleself goed smeer. En daar vir die ouens wat by die kuste bly, julle moet julle huise toe hou, hoor. Nie net vir die boewe nie, apies, bobbejaantjies. Veel mense sê vir my, ag, Here, toe ons terugkom, al die groceries omtrent uitmekaar uitgeruk, al die piesangs weg, alles weg wat soet is en wat lekker is. So hou maar die huise behoorlik toe, maar vir die boewe ook, of woonstelle waar julle julleself bevind, sit maar alles wat waardevol is in die kluis. Moenie gaan staan soos 'n fucking Kardashian rondloop met goud en juwele en what the fuck, alles op jou lyf nie, by die malls en op die strand nie. Want dis mos nou blatantly 'n advertering vir die boewe. Onthou, hier is boewe by die kuste. Ek werk 4 maande 'n jaar in Natal by die kuste en omtrent 4 maande 'n jaar hier by Plettenberg Bay in die Kaapse area. Ons is tans besig met sake tussen PE en Kaapstad. Ons werk 24/7. Desember is vir my soos 'n Maart maand of soos 'n September maand. There's no difference. So die mense besef nie, as hulle gaan vakansie hou, dan ry hulle of vlieg van 'n plek waar hulle die plek ken. As jy van, kom ons sê, Pretoria afkom, dan ken jy alles in Pretoria, want jy bly daar, jy weet alles daarso, jy ken die strate, jou omgewing, jou bure, jy ken al die winkels, jy ken die misdaad daar, jy's bietjie wake up, jy's bietjie in 'n goeie positive paranoid setup daar, jy's aware. Nou dink jy as jy hier onderkom by enige van die kuste of waar jy ook al gaan, sak jou hande en you let your guard down. Hier is nie misdaad nie, hier gaan niks met jou gebeur nie. That's the biggest mistake you can make. Jy kan nie ergens in Suid-Afrika gaan nie sonder om positively paranoid te wees. Jy moet heeltyd krities en on the lookout wees. Jy moet aware wees van jou surroundings, waar jy ook al is. Veral in 'n plek waar jy nie normaalweg bly nie. So dit is heeltemal 'n nikkie vir jou. Baie mense gaan baie keer na dieselfde plekke toe, so hulle het man of meer 'n idee. Maar vir die wat nie gaan nie, jy kan nie by 'n plek aankom wat jy glad nie eers ken nie krities wees nie. Jy moet baie skerp oog hê en wakker wees. En families moet saamwerk. Mense wat saamgaan of mense en vriende moet saamwerk. Hulle moet almal die
nodige paraphernalia op hulle fone hê van 'n 360 waar mense mekaar kan identifiseer waar hulle is. Hulle moet dinge saam doen. Meisies, hoor nou wat oom Mike vir julle sê. Bly weg van die nagklubs af. Julle laities ook. Die nagklubs oral is bad news. Spiking van drinks, dan word jy môre wakker en dan kan ek jou nou al sê as jy 'n pragtige meisie is of nie, jy kan mee gelol word, hoor. Jy kan geduitryp word, jy kan verkragt word. Dis bad news. En glo my, dan is die holiday verby, hoor. Na 'n verkrachting, al word jy wakker ergens en jy weet nie eens wat met jou gebeur het nie, weet jy wat met jou gebeur het. So dit gebeur baie by hierdie kuste. Jy moet versigtig wees daarvoor. Wel, die bottom line is bly weg. Jy weet daar is parties wat gearrange is spesifiek in dorpe vir kinders en daar's behoorlike sekuriteit en daar's ouers by betrokke, is 'n ander storie. Maar jy kan nie net eenvoudig die nagklubs bywoon nie. Jy kan nie net eenvoudig gaan na enige jol toe of house party nie. Die risiko is net eenvoudig te groot. Al sê jy vir my jy's streetwise en jy's wake up. Jy weet, dis net so, dan word jou drink gespike of iets gebeur of wat ook al, en allerlei ander dinge kan skeefloop. Daar kan geweld uitbreek en jy weet dit gebeur. Of jy kan huis toe ry in een of ander dronk fokkery julle dood. So op die ou einde van die dag, it's just not safe. Die entertainment wêreld en die nagwêreld. Jy moet versigtig wees. Maar as jy nou regtig jouself nie kan in en jy wil gaan, vat 'n groot mens saam in 'n designated driver en maak seker dat die drywer nie drink nie en maak seker dat dit behoorlik gereël is en beheer is en dat daar goeie selfoonkommunikasies is, julle selfone mooi vol is en maak seker dat julle baie versigtig is as julle drinks en goed kry, dat die blikkie letterlik as jy hom oopmaak daai geluid maak, want baie keer spike hulle die coke of die mix. So dis ongelukkig so, hoor. En moenie vir my sê dit is nie so nie, want ons kry hierdie inligting. Onthou, mense wat verkragt word of geduitryp word, gaan nie sommer net sê môre en sê, hey, as dit julle almal, weet julle wat, ek was gisterond by daai plek en ek's verkragt nie. Dis 'n moerse skaamte. Meisies kom nie vorendag met dit nie. Lank na die vakansie eers, of as ooit, of eers as hulle 30, 40 is, dan kom dit uit. Meeste mense, 99% mense, ongelukkig, is verskriklik ongelukkig, rapporteer nie verkrachting nie, of duitryps, of enigiets van die aard nie. Slegs later raak die persentasie groter wat hulle daarmee vorendag kom, wanneer dit net nie weggaan by hulle nie. Hoofrede is, hulle is uiters skaam. Tweede hoofrede is, hulle blameer hulle self. Derde hoofrede is, hulle vertrou nie die polisie nie. Hulle wil nie na 'n polisiestasie gaan en daar nog verder bevoel en bevroetel word en ondersoek word nie, en veral nie as daar nie hoogs opgeleide polisievrouens is nie. Want jy moet onthou, weet nou met 'n meisietjie gaan, en wie vat sy nou saam? Want sy wil dit dalk nie vir haar familie sê nie, dis 'n ander ding. Jy weet, hoe verduidelik jy dit vir ma en pa en jou en miskien weer die vriendinne en die groepie wat daar saam is van, maar hulle is ook nie 100% seker nie en hulle wil ook nie betrokke raak nie. Dit is 'n moerse storie as so iets gebeur met een meisie in 'n groep. Dit breek absoluut alles op in die hele vakansie, want dit lek uit. En dan moet daai familie nou 'n ingeligte besluit neem. Jy trek hulle die autoriteite in en dis wat hulle gewoonlik baie keer nie doen nie. Want hulle vertrou nie die polisie nie. En dan dink hulle hierdie kan nou maar net weg gaan ensovoorts. En dan bewyse is die ander rede. Wat se bewyse is daar? Want nou jy moet 'n crime kit op jou laat doen en dit beteken daai hele mediese ondersoek deur die polisie eenheid. Jy kan dit deur jou eie dokters en goed laat doen, maar moet daai dokter bereid wees om 'n volledige verslag te doen en dat hy bereid is om in die hof te getuig. Dis 'n moerse storie, mense, as daar 'n molestasie of 'n seksuele misdaad met jou gebeur het. Is dit nou regtig die moeite werd om die kans te vat in 'n vreemde plek, in 'n dodgy nightclub? So ek sê, jy kan uitgaan, maar wees versigtig, jy moet reëlings tref. Verkrachting is een van die grootste meeste sake in Suid-Afrika wat die minste gerapporteer word. Die minste, by verre. Ek praat nie eens van kindermolestering in die huis nie, dis nog minder. So ek wil vir julle waarsku,
Jy kan jou vakansie geniet, maar hou jou oog oop. Oë agter in jou kop, wees versigtig by die malls, moenie aandag trek nie. Gaan met jou lekker holiday klere, moenie voorkom asof jy ryk is en geld het nie. Moenie op jou foon allerhande goed splash oor jouself nie en wat jy het en wat jy doen nie. Just don't do it. Julle kan oral foto's neem en alles ensovoorts en as julle lekker rustig later by die huis, dan kan julle dit download en kies 'n keer in 'n albumpie daarvan maak. Want hier's die ding. Hoeveel mense verloor hulle fone in 'n holiday? Hoeveel mense se fone word gesteel in 'n holiday? Nou het jy al daai inligting oor jouself, oor alles en almal en alles van jou. En ongelukkig, ons het dit al vir julle gewaarsku oor. Die mense hou alles op hulle fone, van die hekmotor se details tot die alarmstelsel, tot bankrekeninge, goed tot pinnommers. You name it, dat's alles op die foon. It's the next DNA. Ek het dit al hoeveel keer gesê. Die belangrikste item vir my op 'n misdaadtoneel is 'n selfoon. En dis wat die boewe wil hê. En jy kan moerse passwords en allerlei goed sit. Hulle kan van dit hek en infiltreer. Maar anyway, dit help die password, so maak seker dat julle fone extremely passworded is met 'n paar passwords en dan natuurlik die selfs van fingerprints en jy moet eers 'n selfie neem voor jy in die foon kan ingaan en so. Vind maar uit by jou service provider, hoe kan jy jou foon 'n Fort Knox? Dis maar die beste manier. En dan natuurlik voor jy gery het en as jy gery het ook of gaan nog ry, maak seker dat die honde kos het, die visse in die tank na gekyk word, die kat, die tuin, die alarmstelsels en maak seker dat ons het dit al lankal voorheen gewaarsku. Al hierdie goed, Marius kan al hierdie projekte plaas. Ons het klein huisie projekte en chats al gehad hieroor wat die moeite werd is om na te luister. Wat jy alles moet doen voor jy gaan en gedurende, onder andere van die goed wat ek nou bespreek het. En maak net seker dat absoluut alles in plek is, dat daar trigger lights is en dat daar beweging is by jou huis, want die ander groot misdaad is wanneer die huis terugkom en hy's leeg en hy's weg en kaal en alles is weg. En nie eens iemand het dit eers opgetel nie. So, dit gebeur hoor, nie bietjie nie, baie. Maar gewoonlik as daar 'n inbraak is, dan word die mense in kennis gestel wat op vakansie is, want hulle tel dit op en dan is jou vakansie ook daarmee heen. Want nou moet jy nou rus en ontspan, maar jy dink heeltyd aan alles wat gevat is en jy moet jou insurance reël. It's just a train smash. En dan ons het gepraat oor sosiale media en die gevare daarvan. So bly maar 'n bietjie van die fone af, spandeer fisiese tyd, sit oor mekaar met 'n koffie of 'n teetjie of en oppas vir drankmense. Daar's nie 'n probleem om snel dan 'n drankie te vat, maar onthou, elke ou het sy sterkte of sy swakheid. Simpel voorbeeld, ek kan geen wit drank drink nie as ek onmiddellik op my oor. Ek kan nie 'n tequila drink nie, ek's op my oor. Ek kan nie wit wyn drink nie. Wit drank vang my onmiddellik. Maar ek kan 'n brandy en coke drink, dan is ek fyn. Ek kan 'n Kahlua en melk drink, I'm fine. Maar jy hoef nie te drink om 'n goeie tyd te hê nie. Dit gaan oor die kommunikasie en die direkte en fisiese kontak wat mense met mekaar. That's real communication. As jy moet drink om goed te kommunikeer, dan is daar mos 'n probleem. Dit mos nie hoe dit werk nie. En onthou maar die ou spreek wat ek altyd gesê het, jy gooi nie petrol in 'n diesel engine in nie. So jy moet versigtig wees wat jy in jou lyf sit. Bly weg van enige dwelms natuurlik. En nou dink jy maar dis tog logies, ons gaan maar almal wegbly van dwelms. Man, laat ek nou vir julle sê, daar is soveel mense wat op vakansie gaan en dwelms gebruik. So bly weg van dwelms af. Dwelms kan jou vakansie ook solid opfok, hoor wat ek jou sê. Kyk na julleself, eet gesond, wees aktief, wees fisies met mekaar, doen dinge saam, werk 'n plan uit en stick to it. En doen fisiese goed, gaan ry rond, doen dit en moenie op die foon die heeltyd sit nie. En try to put the phone away en spandeer kwaliteit tyd saam. My ouers met kinders en kinders met ouers. Natuurlik wees versigtig met enige malls, dat jy maar net kyk as jy goedere en goed koop. As jy van jou kar af wegloop,
maak seker dat jy die kar sluit, kyk dat die liggies flikker, maar doen 'n paar goed daarna. Sit jou remote in jou sak, maar hou jou vinger op die knoppie wat jy moet druk en dan loop jy vir so 20 meter, dan druk jy hom weer, sonder dat enigiemand sien, want onthou die boewe wat die goed kloon en interfereer met jou voertuigalarmstelsel, hou jou hand dop, en as jy jou duim druk, as hulle, want die meeste mense staan by die kar, en dan wys hy met sy hand na sy kar, met die remote. Dis asof dit is maar 'n normale ding, dit niks te doen met stupidity nie. As jy jou kar uitklim, dan staan jy met jou hand na die kar toe, en jy druk die remote, en jy kyk dat hy klik maak, en die liggies flash. Almal doen dit, ek doen dit. Maar jy moet iets ekstra doen. As jy loop, jy hou jou vinger op daai ding, as jy so 20 meter weg is, dan druk jy hom weer. En as jy so 30 meter is, weer. As jy 50 meter weg is, weer, en dan draai jy om, en dan druk jy weer, en kyk of hy flash. Dis wat jy moet doen. En wees maar versigtig met groceries en al daai tipe van goed. Daar's baie keer inbrake in die karre. Moenie goed in die karre laat lê nie. Moenie goed in jou kar gaan sit en teruggaan en dan gaan eet nie. En 'n breakfast of iets of wat ek al doen. As jy na jou kar toe gaan jy met die goed en jy ry. Ja, en wees maar oral waar jy is op die strand, moenie goed alleen laat nie. En soos gesê, het sit alle waarde goed en waardevolle goed. Don't let your guard down, be positively paranoid. So, sosiale media mense, kom ons hoop en bid dat daar verskil te wees sal bring, maar dit hang van die ouers af, dit hang van die skole af, dit hang van die regerings af, maar op die einde van die dag, almal wat hier luister, is of 'n kind, of is 'n ouer. En as julle dit net waar julle self net bevind, toepas, sê ek nou vir julle, sny julle die moontlikheid van misdaad teenoor julle lewens met maklik 70 tot 80%, hoor? As julle nie doen wat ek hier sê nie, dan is die kans dat misdaad 70 tot 80%. Met dit, Marius, wil ek vir almal, praat ons volgende week. Ja, ons gaan volgende week gesels, 100%. Okay, dan sal ons 'n finale mooi boodskap gee. En that's that. Kyk maar of daar enige vrae is, of iets wat inkom, of iets wat mense nog spesifiek wil weet, dan kan ons dit verder net vat. 100%. Volgende week, en dan hoor maar wat se vrae het die mense, dan doen ons 'n Q&A volgende week. Okay. Maar met dit, groete, sterkte, seën, liefde, alles wat mooi is. Dankie, selfde daar vir jou, Mike. Mooi loop.